die vraag dink ek gaan baie keer vanuit die beskouing uit van nee, hoe sleg wat my oorkom, ek verdien dit nie. Nee, daar's baie wat ons verdien. En dis nie die genade van die Here nie. Goeiedag luisteraars, ek hoop dit gaan goed. Ek is hier saam met Alistair van Heerden en Frikkie Duisel daar so onder. As julle wonder, ek is die meer aantreklike broer. Net dit sal ons daai pad uitkry. Ons hanteer vandag vraag 27 en dan as ons genoeg tyd het, ook vraag 28. Maar ek lees vir ons eers vraag 27. Die vraag is: wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En die antwoord is: die almagtige en oralteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels, asof met sy eie hand nog onderhou en so regeer, wat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. En dit is die vraag. En nou wil ek net vra, wat verstaan ons onder die term die voorsienigheid van God? Wat beteken dit, Alistair? Ja, as ek daar kan begin, ek dink die mense nogal hier sien in die begin van die antwoord, net die almagtige en alomteenwoordige krag van God. So jy het hier so eienskappe van die Here wat verduidelik word, en dan word hierdie eienskappe van die Here ten opsigte van sy skepping ook verduidelik, nee, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels as met sy hand op onderhou en so regeer. So die voorsienigheid van die Here is dan nou die Here se besturing, die Here se regering, die Here se onderhouding van alles wat hy gemaak het. Ek sien, ja, as ek kan aanhaal, Alistair, die almag van die Here kom hier ter sprake. En sy ewige raad, sy ewige raadsplan, wat sal geskied. Met ander woorde, ons bely hier in hierdie vraag en antwoord dat alles wat gebeur, hoe ook al dit gebeur, in vrugbare en onvrugbare jare, met ander woorde in goeie en slegte dinge, rykdom en armoede, al die klas van dinge, is die Here die een wat daar regeer, hy is die een wat dit so bepaal en beskik. Maar met die term voorsienigheid word daar meer verwys na sy sorg en sy onderhouding en hy wat ons dra deur alles. Ja. Daar sê net so jy het hier baie mooi in ons belydenis, nee, ook die kom ek sê maar leerstelling of die skrifwaarheid wat staan teenoor die wat ons in die laaste episode oor gepraat het, die wat net deisties van hulle van oortuiging is, die wat dink daar is 'n onpersoonlike godheid wat hierdie horlosie opgewen het en hom nou net laat gaan. Hiermee kom het belydenis en sê, maar dit is nie wat die skrif leer nie. Die skrif leer ons dat God verkeer, God sorg. nee, Ja, die beeld word gebruik, dat hy het met sy hand doen, dus hy het persoonlik betrokke. en wel, ons weet nou dat daar is 'n troos in die feit dat God 'n persoonlike God is, dat God aan die stuur is. Dit is baie meer troostend as om te dink aan so die beeld van die horlosie van God het gemaak en nou los hy. Daar's baie wêreldbeelde wat so werk en daar's baie Christene wat ook so lewe alhoewel hulle anders bely. En die rede hoekom mense dalk anders lewe as wat hulle bely, lewe asof God 'n onpersoonlike God is dit is soms moeilik om dan te antwoord as God bestuur, as alles uit sy Vader uitkom, dan hoe kan alles, ook die slegte dinge soos siekte en armoede, uit God se Vaderhand kom? Hoe verduidelik mens dit? Is God nie 'n liefdevolle Vader nie?
hoe verduidelik mens dan die slegte dinge? Ja, so ek dink dit is nogal wat hoekom hierdie vraag kan moeilik wees, want dit raak aan, is God dan die bron ook van die slegte? Baie keer sou in die teologie of waar ook al in filosofie sal mense vra, is God die outeur van die kwaad? Ek dink baie keer word dit so gefraseer, maar ja, maar die vraag bly dan, hoe werk God se voorsienigheid as daar slegte dinge is? En dis 'n vraag wat daar al boeke oor geskryf is, maar ek dink as ek net kortliks kan probeer sê hoe ons dit vanuit die Bybel raak sien, is dat God is net die bron van alle goedheid. Hy is die een wat die bron is of die oorsaak is van alle goeie dinge. Maar in sy almag en in sy alwysheid laat hy tog die slegte toe. So die slegte bestaan en die slegte is 'n afwesigheid van God se goedheid, en in God se almag en bestuur vir alles en onderhou van alles laat hy tog die slegte toe. So in ander woorde, hy is nie die een wat die armoede self veroorsaak of wat die siekte self veroorsaak of wat die onvrugbare of droë jare self veroorsaak nie. Maar hy laat dit toe, en dit is alles 'n gevolg van die sonde wat in die wêreld ingekom het. Hy het alles goed geskep, maar hy het toegelaat dat die sonde in die wêreld inkom, en al hierdie slegte dinge is 'n gevolg van die sonde wat hy maar hy gaan wel, weet ons, met die wederkoms van ons Here Jesus Christus die sonde finaal oorwin. Die oorwinning is reeds behaal, en ons is reeds oorwinnaars saam met hom, maar hy gaan in die nuwe hemel en die nuwe aarde finaal al hierdie dinge uitwis. Maar in sy ewige raadsplan en in sy voorsienigheid laat hy tog hierdie slegte dinge toe. Ek dink dis 'n begin van 'n antwoord. Ek dink daar's nog baie bepeinsing wat hieroor kan kom. Maar ja, God is nie die bron van die kwaad. As ek dalk net kan ekskuus. Nee, praat eers. Ja, ek net kan aanlag by Frikkie. Ek dink die vraag is ook net dat dit 'n onregverdige vraag is, dink ek baie keer. Want dit kom gewoonlik ja, goed, ek gaan maar net dit sê, maar by die vraag ook, dink ek, is dit ook die verkeerde vraag. As 'n mens nou kyk hoe die Here homself openbaar as 'n heilige, liefdevolle, ontfermende Vader wat die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is, en die mense, die skepping in sonde gedompel het, en die vraag wat ons dan het, maar hoekom stop die Here nie die slegste goed nie? Nou dink ek is die vraag regtig verkeerd in die sin dat ons moet vra, maar hoekom duld die Here nog een enkele oomblik ons wat sondig is? Hoekom duld die Here nog een enkele oomblik daar waar ons elke dag deurbring en sy heilige wet oortree? Hoekom duld die Here een enkele oomblik nog dat ons sy naam vloek? Nou, hoe groot is die genade van die Here nie, dat hy in die sondige jammerdal waarin ons onsself gesit het, dit is, soos Piet Frikkie reg gesê, dis ten volle die mense te doen, hoe genadig is hy dat hy nog steeds hierdie slegte goed wat ek oor myself gebring het, ten goeie laat meewerk, dat hy alles ten goeie laat meewerk vir sy kinders, as hy gelowig is. So die vraag, dink ek, is in daai sin waar ek hier onregverdig, die verkeerde vraag. Die vraag, dink ek, gaan baie keer vanuit die beskouing uit van, hierdie sleg wat my oorkom, ek verdien dit nie. Daar's baie wat ons verdien, en dis nie die genade van die Here nie. En ook nog boonop dit, ja, as mense, as ek nou oosterse terme mag gebruik, as mense tipe instant karma wil hê, soos dat as daar iets slegs gebeur, moet dit nou beantwoord word, moet dit nou reggestel word. Jy sal dit wil hê solank dit nie op jou toegepas word nie. Jy gaan nie 'n konsekwent dit wil hê nie. En ook, ja, dit is, mense wil nie glo dat God is in bestuur van die slegte nie, want dit gee 'n tipe tydelike
halfhartige troos is dat hierdie slegte ding kom tog nie van God af nie. Maar daai troos is letterlik net tydelik en halfhartig, want dit is geen troos nie om te glo dat die oomblik wat iets slegs gebeur is, dit uit God se hande uit, los jou weerloos, los jou sonder enige heenkome. Om te glo dat God bly in beheer, dat God is die een wat bestuur, dat hy is die een wat onderhou, dat hy die raadsplan waarna alles toe werk, en hy sluit ook die slegte in, bied vir jou baie meer troos aan as dit sleg gaan. Want dit beteken dat iets is so aan die werk. God is nog steeds God. God is nog steeds in beheer. Sy weë is nie my weë nie. Ek kan nie altyd verstaan wat gebeur nie. Die Bybel beloof nooit ons gaan God verstaan altyd nie, maar die Bybel beloof dat ons kan hom altyd vertrou. So dis, daar sal lê baie meer troos in die gedagte dat God alles onderhou bestuur, ook in die slegte, as om te glo dat God is nie in beheer van die slegte nie. Ja, ja, presies soos jy sê, nee, dat ek kan nie dink hoe mense enigstens met gemoedsrus het, as hulle dink dis 'n onpersoonlike mag wat hierdie slegte goed oor hulle bring nie, terwyl mense weet dat God wat goed is, nee, die sleg ook die goede laat meewerk vir my. Nee, dit is mos nou 'n wonderlike troos en met kan daarin vas staan en weet dat die sleg is nie die einde nie. Nie met die Here nie. Ja. Ja. Nee, dit is so. Dit is so. En ek dink die vraag 27 en vraag 28 is so hard aan mekaar gekoppel. Die hele Sondag 10 is dit nou. Is so aan mekaar gekoppel dat as ons verder wil praat, gaan ons vraag 28 moet inwerk. So ek lees nou vir ons dan vraag 28. Die vraag is, wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Die antwoord is, dat ons in alle teëspoed geduldig en in alle voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons aan sy liefde kan skei nie. Aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Nee, dit is ons het al klaar hierdie bietjie geantwoord, maar om die gesprek gefokus te hou, gaan ek weer vra, hoekom kan ons in voorspoed dankbaar en in teëspoed geduldig wees? Ek wil net sê, dis verskriklike treffende woorde, ekskuus Esther, jy kan sê, daai is besonderende woorde, ja. Ja, soos jy gesê het, Piet, ons het dit al reeds 'n bietjie begin beantwoord, maar ja, in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar. Ons kan dit wees, omdat ons weet God is in beheer, dis die kort antwoord. Maar net om 'n oomblik stil te staan en vir jouself te vra, watter een van daardie twee dinge is die moeilikste vir jou om reg te kry? Om in teëspoed geduldig te wees, of om in voorspoed dankbaar te wees? Want dit, mense sê, in teëspoed geduldig is die moeilikste, wat jy ervaar dat teëspoed, dit is moeilik om teëspoed te ervaar. Maar as jy mooi dink, is dit net so moeilik om in voorspoed regtig dankbaar te wees. In voorspoed ook agter te kom en te weet, dit kom ook uit die Vader uit. So gereeld is ons geneig om, as ons voorspoed ervaar te dink, dit is omdat ons iets reg gedoen het, en dan vergeet ons van die Here. Maar ja, hoekom kan ons dit wees? Pieter, is die vraag wat jy gevra het. Ons weet die Here is in beheer, ons weet hy gee uitkoms, en ons weet alle goeie dinge kom ook uit sy hand uit. Ja. So, indien ons teëspoed ervaar, kan ons, ekskuus Alistair? Nee, ja, ek luister nog. Indien ons teëspoed ervaar, weet ons dat daar gaan uitkoms kom, op sy manier en op sy tyd, al is die uitkoms dat ons in die ewige lewe ingaan, al is die uitkoms, fisiese uitkoms nou hier, vir watter ook al situasie in is, ons weet, dit is die Here wat dit gee op sy manier en tyd, en dat hy deurlopend deur dit met ons werk, en alles ten goeie laat meewerk. Maar ja, en dan om in voorspoed dankbaar te wees, om werklik
'n lewe van dankbaarheid te lewe waar jy besef dat al die wonderlike dinge wat ons mag geniet hier in hierdie lewe kom uit hom uit. Van hom af eerder en uit hom uit te besef dis regtig as gevolg van sy voorsienigheid en almag en bestuur en bepaal van alles. Nee, so dis verskriklike treffende woorde. Ja, laat mense dink aan Spreuke 30. Ek wil dan net van spoor hou vers 8 en 9 wat sy baie mooi is. Hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon nie, en sê wie is die Here, en dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my naam in die naam van God vergryp nie. Nee, presies dit wat jy sê, dat mense die dankbare tye nie van God vergeet nie, en die swaar tye nie God vloek nie, dat die mens al twee in afhanklikheid van hom lewe. Ja, kon daar toch in die dae toe ons al drie 'n gesamentlike predikant gehad het, was een van sy treffendste preke uit daai hoofstuk uit. Nou. En ook, ja, dit is soms 'n worstelproses, maar ook die skrif gee plek vir dit. As jy mens kyk na Psalms soos Psalm 42, dit is 'n worstelingspsalm van iemand wat God voor oë probeer hou, al gaan dit vreeslik sleg met hom. Jy oor en oor moet herhaal dat hy met sy hoop hou op God. Hoekom sy siel onrustig? Hy weet God is goed. En hy moet homself weer daarvan herinner aan die einde van die psalm. So daar is plek vir die worsteling en daar's ons groei in die worsteling ook. Ja, dit is vir my treffend is daai Psalm 42, daai 5de vers wat ons so mooi sing. Wat vir ons beruim is, nee, dat ek lofsang in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Nee, raai, by die bronwel van my lewe. Die lewe wat ook alles omvat. Nee, dit is so 'n wildsbok van 'n watersmag, soos die digter uit die begin van die Psalm sê, smag na water. 'n Wildsbok smag nie na water omdat nou iets is wat net lekker sal wees om te hê nie. Hy smag na water want daarsonder sal hy doodgaan. En dit is hoe die smagteling na God is. Ek het so 'n paar maande terug gepreek in Psalm 42 gedoen. En dit is treffend, hy smag na God, wat is die bronhel van sy lewe. 'n Wildsbok gaan dood sonder water, 'n gelowige gaan dood sonder God. En gelukkig weet ons dit gaan nie gebeur nie, want 'n stuk van hierdie Psalm, of nie Psalm nie, vraag 28 sê dat niks ons uit sy vaderhand kan skei nie. En nou kom ons bietjie ook daar praat, wat beteken dit dat niks ons van God se liefdevolle vaderhand kan skei nie? Wat beteken dit vir ons? Ja, ek Ek seker. Ja, Pieter asseblief. Ek kan seker ook antwoord. Wel, ek neem aan wat die katekismes so aanhaal is Romeine 8. Daar is van dit geen lewe of sterwe, geen boaardse magte of aardse magte, geen honger of swaar kry, geen hoogtes of dieptes. Ek het nou dit baie gemeng en geparafraseer, maar julle bedoel wat ek verstaan. Kan ons aan God se Vaderhand skei nie, want dit is vas in Christus. Christus staan vir ons en Christus het vir ons gesterf. En dit maak ons vas in hom. Niks kan ons van God afskei nie. En wat dit vir ons beteken, is dat wat ook al met ons gebeur, hoe goed of hoe sleg dit ook al mag wees, 'n kind van God gaan nie verlore nie. God sal seker maak dat jy weer hom onthou as dit te goed gaan met jou. Niks, en as dit sleg gaan met jou, kan dit nie so sleg gaan dat God nie daar vir jou is nie, dat hy nie beskikbaar is, dat jy heeltemal verlate is nie. Inteendeel, ons sal nooit God se verlate wees nie, want Christus het aan die kruis God se verlatenheid vir ons deurgegaan. So dit gaan nooit met ons gebeur nie, ook weens Christus se kruiswerk. Dit is hoekom ons dit kan glo, dit is wat ons van dit verseker. Wat ons prakties beteken is dat, ons het altyd 'n bron van hoop. God is die een wat onderhou, God is die een wat bestuur, en in sy raad is die een ding wat ons van verseker kan wees, dat niks sal ons in hom skei nie. Ja, dit is baie mooi. Ja, net 'n bietjie by jou aan te sluit, die hele Heidelbergse katekismes is 'n boek van troos, en dit begin so sterk met Sondag 1 wat sê, my enigste troos in lewe en in sterwe
vir al die dinge van die lewe, vir al die dinge van die sterwe, as dit so kan sê, is my enigste troos dat ek kan my verlosser en saligmaker ons Here Jesus Christus behoort. So hierdie is net weer 'n teruggryp na dit toe, ook uit die bron uit daarvan dat ons is duur gekoop, maar wel gekoop en is nou die eiendom van die Here en daarom kan niks ons van sy liefde skei nie. Ons is syne en dit gryp op 'n bietjie terug na wat ek heel net begin gesê het van ons is reeds oorwinnaars. Om te weet dit maak nie saak wat gebeur met my in hierdie aarde nie. Die Here is groter as enige van daardie dinge. Of dit nou natuurlik of bonatuurlik is, dit maak nie saak nie. Alles is skepsels en my Vader is die skepper en daarin vind ek troos. So dit is asemrowende gedagte eintlik. Ja. Nee, dit is 'n goeie noot om op af te sluit. En ek het ook nie meer enige vrae meer voorberei nie. Maar nee, dis troostend om te weet dat God bestuur en ons sal nooit uit God se hand uitval nie. Dit is die twee hoofgedagtes van Sondag 10 wat ons nou bespreek het. En op daai noot kan ons afsluit. God bestuur en ek sal sy God se hand uitvat nie. Baie dankie. Dankie vir alles en Frikkie wat ingesit het en dankie vir julle wat geluister het. Sien julle volgende week weer. Totsiens.